Dag sê almal, hoop het gaan baie goed. Ek wil vir jou sê dat God se somme ook in jou en my se guns werk. God se berekeninge is in my en jou guns. En 'n gedeelte wat dit vir ons byvoorbeeld wys, is die geslagsregister van Jesus Christus. In Matteus 1 vanaf vers 1 tot 17. En miskien lees jy hom nie graag nie, want dit is net 'n geslagsregister. En dit is net 'n klomp name. Die was die pa van daai en die was die pa van daai. Dit is baie oninteressant eintlik. Maar dit sê verskriklik baie en ek wil dit baie graag met jou deel. Daar staan by vers 1 van Matteus 1. Dit is die eerste woorde van die Nuwe Testament. So dit wil iets sê, dit is soos 'n opskrif, dit is soos 'n inleiding. Dit is soos 'n verkyk waar jy in 'n lens en kyk en jy sien iets daar ver. Of soos 'n vergrootglas om iets raak te sien. So dis hoekom dit hier staan. En ek wil graag net 'n paar woorde daaroor vir jou sê. Veral nou hier by Kerstyd. Die eerste vers is, dit is die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Twee groot name wat genoem word by Jesus. Koning Dawid en Abraham, die vader van alle gelowiges. Dawid was natuurlik die beroemdste koning van alle Israeliese konings. En daarom staan sy naam daar, ten spyte van sy foute en sy sonde. En dan staan daar, na al hierdie klomp name, staan daar by vers 17, daar's 3 stelle geslagsregisters. 3 stelle geslagte in hierdie geslagsregister. Vers 17 sê, altesaam is daar 14 geslagte, van Abraham af tot by Dawid. 14 geslagte van Abraham af tot by die Babyloniese ballingskap. En 14 geslagte van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Ek dink as jy mooi luister, sê jy agterkom, dit klink nie reg nie. Dit klink of daar 'n fout is. Dit klink eintlik soos hierdie goed bietjie gedokter is. En dit is waarskynlik so. Want die outeur van hierdie geslagsregister wil eintlik iets sê. Hy praat van 14 maal 3. En 14 is 2 keer 7. En 7 is God se getal, een van God se getalle. En interessant dat van Dawid gepraat word. Nou as jy kyk na Dawid se DWD, dan tel dit ook na 14 toe as jy in die Hebreëse alfabet kyk, want Alef, Bet, Gimel, Dalet is die 4de letter in die alfabet van die Hebreëus. En hy eindig ook met die D ook, wanneer jy begin het. So daar's 4, 2 keer 4. En dan Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Wau, nommer 6. Dit is Dawid in die middel, die W. En dit mekaar tel is 14. Dis iets daai 14. Maar die 14 maal 3 is baie interessant ook. En dit is naamlik dat 14 maal 3 is 42. En 42 is ook 6 maal 7. Of 7 maal 6. Want ons klaar nou gehoor dat 7 is 'n baie spesiale getal. En 7 is God se getal. En 6 is die mens. 6 is ek en jy. Soos die aarde 4 is. Ons 4 windrichtings, ons 4 hoofmaterie wat die aarde het bestaan. So daar het jy nou daai 6 wat ek as mens is en God is 7. En 7 mengel met 6. 7 God bemoei hom met die mens, bemoei hom met 6. En dis wat hier staan. So en dan wat baie interessant is, as jy byvoorbeeld na die name kyk in Jesus Christus geslagsregister, dan besef jy met watse mense is Jesus Christus bereid om homself te meng, is God bereid om homself mee te meng. Byvoorbeeld Tamar, sy naam staan daar, lees maar self, dis 'n straatvrou. Rahab se naam staan daar, sy is 'n prostituut. Rut se naam staan daar, nou Rut is ons almal inspirasie van hoe sy, wat sy glo, maar sy is 'n Moabiet, sy is 'n heidenvrou. Dan word daar die naam genoem van die vrou van Uria, naamlik Batseba. Die vrou met wie koning Dawid oorspel gepleeg het. Haar naam staan daar. Dan is daar name wat uitgelaat is, so byvoorbeeld Joas en Amasia, Nasaria, en ook so Sarah en Rebekka. Baie belangrike name wat uitgelaat is.
So interessant dat vroue se name daar staan, want vroue is eintlik nie getel nie, ons mansname, die pa en die seun. So vrouens tel ook. Mense met 'n misdaadgeskiedenis of 'n veelbewoë geskiedenis tel. 'n Ou se naam soos Dawid, koning Dawid wat moord gepleeg het en oorspel gepleeg het, sy naam staan daar. Trouwens sy naam staan hoog op. So die boodskap is, God meng hom met sondaars. God reik uit na sondaars. God gee om vir ons. God kom red ons. God bemoei met ons. God kom en hy raak met ons deur mekaar. Hy raak met ons gemoed. Hy klim by ons in ons situasie. So dis 'n wonderlike stuk evangelie wat ons lees in Matteus 1. Hierdie geslagsregister dat ons hierdie wonderlike boodskap sê. En natuurlik is dit aanvanklik geskryf vir die Jode. Matteus evangelie is vir die Jode in eerste instansie geskryf. Want die Jode wou nie Jesus aanvaar as die verlosser wat beloof is nie. As die beloofde Dawid, die beloofde gesalfde wat sou kom, die beloofde redder nie. Hulle wou hom nie aanvaar nie. En met hierdie Joodse name wil hy juist vir hulle sê, kyk nou mooi, kyk binne en kyk terug, kyk vorentoe. Kyk wie is in Jesus Christus voorgeslag, dis julle mense. So Christus het vir julle gekom. En gelukkig weet ons, as ons nou verder aanblaai, ons kom in die laaste woorde van Matteus 28, hy selfe hoofstuk, dan staan daar dat Jesus Christus gesê het, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde, en dan vers 19, gaan dan na alle nasies toe, ek en jy ook, nee, maak die mense my disippels, ensovoorts. Begin by die Jode, met hierdie wonderlike register, wat ook sê, nee, dink 'n bietjie anders oor julle wette en julle reëls waar mense moet voldoen om gered te word. Jesus Christus se bloed, God se genade, God se liefde red almal, ook sondaar mense. En daarmee kom hy bemoei homself met Kersfees en sy hele lewe wat hy hier op aarde was, en dis God se hartklop vandag nog. En uiteindelik kan sluit die Matteus evangelie af met daai ding van, gaan na alle nasies toe, maak die mense my disippels. Pragtige stuk goeie nuus, wat ons weer opnuut kan afstof in hierdie Kersfeestyd. Seën vir jou, ons praat weer. Totsiens.